Oor 'n tydperk van 55 dae het Pieter Nel verlede jaar die eerste Suid-Afrikaner geword om in 'n enkel-enjin ligte vliegtuig reg rondom die wêreld te vlieg. Wanneer hy nie vlieg nie, werk die elektroniese ingenieur wat deesdae in New York bly in die veld van kunsmatige intelligensie. Ons kon hom daarom vir 'n kuier hier op eie bodem vaspen voordat hy weer wegvlieg. Hy word groot op Moreesburg en met sy onderwyserpa wat hom gereeld op avonture neem, slaan sy verbeelding reeds van jongs af op vlug. Sy geesdriftige ondersoekersdrang sou hom nie net om die wêreld stuur nie, maar ook op 'n besonderse beroepspad plaas. Hoeveel mense het nou al met ligte vliegtuie om die wêreld gevlieg? Minder as 100. Plaas dit vir my in perspektief. As jy sê daar's minder as 100 mense wat al op hulle eie om die wêreld gevlieg het. Byvoorbeeld Everest. Hoeveel mense was al daarop? Ja, teen Desember was al 7200 mense wat Everest uitgeklim het. Ja, En laaste wat hulle getel het ook, was al 670 mense in die ruimte. so jy's nou lid van 'n baie eksklusiewe klub. Ek skat so, dis nie iets wat ek regtig oor dink nie, maar as jy die syfers noem, dan is dit nogal selfs vir my intimiderend. Maar bygesê ook jy's die heel eerste Suid-Afrikaner wat dit nog ooit gedoen het. Ek is die eerste Suid-Afrikaner wat dit op my eie gedoen het. Wow. Daar was 2 ander wat dit saam gedoen het, Ja. maar jy weet, om dit op jou eie te doen, alle krediet aan hulle, maar op jou eie is bietjie van 'n ander ballgame soos hulle Ja, sê. natuurlik. En jou liefde vir vlieg, was jy altyd van kindsbeen af? Jy weet, mense hoor hierdie stories en dan sal ouens wat hierdie prentjie in hulle kop het van dat hulle klein tjokkertjies is. Ja, absoluut. Ek het hier op Moreesburg in die Swartland groot geword en daar gebruik hulle vliegtye om bespuiting te doen. Elke keer as die vliegtuig oor die huis kom, moet ek gaan kyk en ek doen nog steeds. En wanneer het jy self begin vlieg? Eers nogal laat. Jy weet, soos baie mense, maar jy droom daaroor en dan jy gaan swat en dit raak besig, jy begin werk en jy het die geld nie en ek het op die ingewing eendag net besluit, nou doen ek dit en dit was 2007, so nog nooit teruggekyk nie en gekyk wat in die wêreld aangaan. Na skool swat hy elektroniese ingenieurswese op Stellenbosch. In 2008 word hy die hooftegnologiese beampte van die destydse kletstoepassing Mixit. Hy voltooi later 'n MBA in die VSA en werk al vir die afgelope dekade in New York met die fokus op kunsmatige intelligensie. Deesdae woon jy in New York en jy werk in AI. Vir baie van ons is dit, soos ek wat tegnologie glad nie verstaan nie, is dit 'n vloekwoord. Vertel my 'n bietjie wat jou werk behels. Ek het ingenieurswese op Stellenbosch geswat. My belangstelling van toe af al was spraakherkenning destyds, maar dit Ja? is maar een van die toepassings van AI. En ek het op die einde in New York geëindig en werk nou al vir 10 jaar daar. As ons kyk na AI en iemand soos ek raak bietjie bang as ek dit hoor want ek verstaan dit nie. Is dit vriend of is dit vyand? Nee, hy's vriend. Die hele vyand storie is oordrewe en dis maar mense wat op hol gaan oor iets. Jy weet, Ja. soos enige nuwe tegnologie kan dit vir goed of vir sleg gebruik, maar dit is nie 'n klomp robotte wat jou gaan kom inval en jou werk vat môre nie. Ons is baie dekades weg van so iets om selfs 'n moontlikheid te wees. So ek hoef nie as ek sien Meta of daai dingetjie wat draai my foon neer te gooi en te hol nie, dis okay. Dit gaan als okay wees. Pieter het sy vlieglisensie reeds in 2008 in Suid-Afrika gekry en skaf in 2019 sy eie 1985 Mooney in die VSA aan. In 2024, 100 jaar na die heel eerste wêreldvlug, pak hy sy reis rondom die aardbol met 'n ligte vliegtuig aan. Wanneer het hierdie idee by jou pos gevat om hierdie reis te onderneem? Ek het begin seil lank voor ek begin vlieg het. Okay. En as 'n seiler was ek geïnteresseerd in die alleenjagvaarders. En toe ek begin vlieg, het dit aangehou en met tyd het dit net aanhou bou en toe ek op die ount 'n vliegtuig koop in Amerika, toe sit toevallig 'n vliegtuig wat iemand nou net so 'n trip mee gedoen het en toe begin ek besef maar okay, ek het nou die tool, dit raak nou moontlik. Wat motiveer mense om so iets te doen? Wat laat jy dink, ek gaan iets doen wat lewensgevaarlik is? Op die ouene nuuskierigheid meer as iets anders. En weet as jy met ander explorers praat dan sal hulle vir jou sê daar is probably 'n bietjie ego ook by betrokke. So jy's nuuskierig en jy wil so half iets doen om vir jouself iets te bewys. So dit hang maar af van persoon tot persoon hoeveel mate nuuskierigheid en hoeveel mate ego dit vat. Ek hoop in my geval nuuskierigheid. En nuuskierigheid, want dis nogal, wil jy vir jouself of vir die wêreld iets bewys? Exactly. Goeie vraag en vir my was dit vir myself. Ja. Ek het die hele ding self betaal. Ek het nie soos 'n groot storie daarvan gemaak nie want dit was my eie soektog na whatever in jou kop aangaan. Is daar sekere vereistes om so reis te laat geld?
Ja, die FAI is die organisasie in Switserland wat alle lugvaartsport beheer en hulle het 'n minimum afstand vereiste. 15,000 myl as ek reg onthou, myne was amper 20,000, so Sjoe. dis meerendeels 'n afstand vereiste. So, wat het jou beplanning geverg? Want dit moet ongelooflik lank vat en fyn beplanning verg om so iets aan die gang te kry. Die eerste ding is om die roete te beplan en daar is eintlik maar net 'n paar opsies, veral hoe jy oor die Stille Oseaan en oor die Atlantiese Oseaan kan kom. So jy moet dit kies, dan moet jy kies waar jy oral gaan land. Daar's plekke in die middel van die Stille Oseaan waar ek moes petrol na toe verskeep, want daar is nie. So dit is alles deel van wat dit verg. Sy reis het in New York afgeskop. 55 dae, 167 vliegure, 14 lande in heelwat benoude oomblikke en ongure weerstoestande later, sou hy een van die min mense word wat hierdie uitdaging suksesvol voltooi. Wat is die reikafstand van jou spesifieke vliegtuig? Hy kan 17 ure in die lug bly en dit gee my so 2300 seemyl. So 'n mens moet baie mooi beplan as jy kom by die groot stukke, want dit was een van jou groot uitdagings. Die Stille Oseaan veral, né? Presies. Daar is op hierdie stadium een of twee miskien maniere hoe jy oor die Stille Oseaan kan gaan. Ek het gekies om noord te gaan oor wat hulle noem die Aleutian Eilande en daar is plekke waar jy vir 14-15 ure in die lug moet kan bly of jy gaan dit nie maak nie, want daar is niks tussenin. As jy daar iets oorkom? Jy probeer elke moontlike risiko verminder. Ja. Jy's nie nalatig nie, maar jy weet ook dat as iets op die einde gebeur, die realistiese ding is daar, jy gaan in die moeilikheid wees. So my testament het op my ontbyttafel gelê by die huis en gelê en wag as sou iets moet gebeur. Dit is maar wat jy moet in jou kop mee gereed wees. En vrede mee maak. Jo, Pieter. Ek weet nie of mens ooit vrede moet maak nie, maar jy moet ten minste voorbereid wees. En daai kaart daar langs jou, is my dit wys jou roete. Ja, so ek het in New York begin waar ek gebaseer is, weswaarts gegaan en dan deur Alaska en deur die Aleutian Eilande en dan gaan hy natuurlik om hierso tot in Japan, Singapore en dan deur Indië en Saudi-Arabië, deur die Middellandse See en terug oor IJsland, Groenland, terug tot in New York. So vir watse deel op daai kaart was jy die bangste met jou beplanning? Van Adak, die eilandjie in die Aleutians, tot in Noord-Japan was 14 ure en 1900 seemyl. So dit was soort van die groot ding om te oorkom en om agter die rug te kry. Groot stretch. Waar is die eiland waar jy jou petrol vooruit moes stuur? Dis hier Adak in die Aleutians en ek moes my petrol soontoe verskeep. Ek het dit hierso van Seward in Alaska op 'n barge gesit en dit is 'n paar maande vooruit soontoe gestuur. Wat is van die mooiste oomblikke wat jy onthou? Ons aarde in die geheel is 'n pragtige plek. Maar daar's vlugte soos oor die woestyn in Saudi-Arabië was net ongelooflik om daaroor te vlieg. Groenland is fantasties. Die natuurskoon dis net ongelooflik en dit is so ongerep en Alaska ook is 'n baie mooi plek en baie afgesonderd. Die weer was 'n baie groot faktor. Ja, die heel pad. Ek het uit die Filippyne tot in Singapore gevlieg oor die Suid-Chinese See. En net voor Singapore het daar 'n reusagtige klomp donderstorms opgeduik wat nie daar veronderstel was om te wees. En dit was nie die voorspelling toe ek opgestyg het hier. En ek is reg deur dit. Daar was 'n halfuur wat ek nie geweet of ek aan die ander kant gaan uitkom nie. Dit is hoe rof dit was. Dit het op 'n stadium van die verf op die vlerk afgereën. So sterk was dit. Het jy oral 'n vriendelike ontvangs gehad as jy nou praat van air traffic control? Jy's by 'n klomp lande verby. Ek het oor die Suid-Chinese See gevlieg. Ja. Daai area is tans, soos hulle sê, contested en hulle maak 'n gewoonte daarvan om almal wat daaroor vlieg oor die radio te dreig. Hulle sê vir jou, this is the Chinese Navy, please alter course to prevent a big misunderstanding. 'n Big misunderstanding. Dit was die woorde, ja, presiese woorde. En het jy geweet dit gaan gebeur of het jy jou alie afgeskryf? Nee, ek was redelik seker dit sou gebeur, want ek het besef hulle doen dit met almal, so ek het hulle net geïgnoreer op die einde. En aanhou vlieg. 100%. Hy vorm ook deel van die Explorers Club, 'n groep avonturiers wat hulself daarop toespits om verskillende waagtogte aan te durf.
Is jy goed ontvang toe jy teruggekom het in New Jersey? Ek was baie bevoorreg om van my vriende het uitgekom, van hulle het ingevlieg uit Texas uit, Suid-Afrikaners. Ja, sê. Van my vriende in die Explorers Club was daar en dan van die plaaslike pilots en 'n paar militêre veterans was daar gewees en dit was baie lekker geweest om 'n darme ontvangs te hê en dan so 'n bietjie champagne uit te spuit. Daar's 'n mooi herinnering aan daai oomblik vir jou. Iemand het vir jou iets gesê. Daar's 'n Vietnam veteraan wat oorkant my vliegtuig 'n hanger het en hy's 'n baie distinguished pilot en weet is so om hy met sy Marine Corps hoetjie aankom en vir jou sê you've got balls son dan vat mense dit daartoe. Dit is 'n wonderlike acknowledgement so te sê. Natuurlik. Hoe het dit vir jou gevoel toe jy klaarmaak? Dis eienaardig want aan die een kant is dit net soos enige ander vlug wat ek daar by my plaaslike lughawe geland het en dis heeltemal surreal om te dink die vliegtuig was om my wêreld. Wat van die hele reis het jou verras? Dit klink snaaks, maar die aarde is klein. Dit is eienaardig om te sê, maar dit is eintlik ongelooflik dat jy in 'n klein vliegtuigie in 8 weke reg rondom kan gaan. So jy sien alles. Ek weet hoe die grasvelde lyk in Dakota en ek weet hoe die gletsers lyk in Alaska en die woestyn in Egipte ensovoorts. En dis 'n ongelooflike memory om te hê. Waarheen anders is daar vir iemand met so begaafde brein en vrye hart om te gaan as boontoe? Nou of dit nou letterlik met sy vliegtuig of figuurlik met sy werk en sy lewe is. Ek vermoed Pieter Nel gaan altyd vlieg. En ons is trots Suid-Afrikaanse pop.